My eerste gooi vandag gegooi is op 120 geklip omdat ons hier by Moelmans hengel wat baie vis het. Moet jy regtig konsentreer om 'n voerkol te bou. En kan jy nie blindelings hier aankom nie want baie mense vra hoekom hengel ons op 'n klip. Maar as jy by 'n dag is waar jy moet 40, 50 vis vang, is dit baie belangrik om voer op jou kol te los. Vis om te spring, groot bal. En soos jy al gesien het met die vorige klip, hierdie water is baie vuil. En daarvoor is ek baie lief om in Valdam met Parabay en Kaptein te hengel want Kaptein het 'n molassa basis wat baie geur en saam met die donker water werk om vir jou vis te trek na jou kol toe. Ek sê hierdie stok het seker so 15 minute gelê nadat jy aangekom het. Voel nie nou baie groot vis nie, maar as jy kompeterend hengel en jy kan net jou net in die water kry, dan help dit al klaar baie. My eerste vis, dit is nie 'n baie groot vis nie, hy is seker so 600 gram. Maar ons voel as jy daai voerkolletjie deur die dag gaan hengel, gaan die groter vis inkom. Dit is my derde gooi wat ek al op 120 meter gegooi het. Soos ek ook gesê, dit is baie belangrik om my voerkol aan die gang te kry. En hierdie voel regtig nou soos 'n beter vis. Soos ek gesê het, ek glo deur die dag as ons aanhou om my kol te hengel, gaan ons eendag van die groter vis aan die gang kry. Jy kan sien, hierdie is daarom al 'n bietjie groter. As jy by die 2 kg, maar glo ons gaan later 'n groter een in die hande kry. Ek het die sniper bygesit by my Parabay. Die Florhou help bietjie van die sniper en hy het definitief gehelp. Hierdie stokke lê nou so 15 minute en ek is weer aan met 'n mooi vis. Ons het gisteraand het ons hier weer gekyk en ons het gesien die wind gaan regtig baie hard in ons gesigte waai. Ek het besluit vandag gaan een stok hak op 120 want dit is nog steeds 'n afstand al baie die wind hard kan ek hom nog steeds met my 13 lekker raak gooi. Ek weet baie mense sal dadelik uitdak of nader kom as die wind begin waai. Maar mense moet as 'n mens die venue ken, soos ons weet nou Moelmans, dis baie vis en hulle kom op 'n voerkol in. So ek sal eerder 'n afstand in die oggend kies wat ek weet al maak nie saak hoe hard hierdie wind in my gesig waai nie. Ek kan nog steeds daai voerkol werk hierdie dag. Al wat ek soos ek nou gesê het, al wat ek doen, ek skuif dit na 'n swaarder gewig toe. Sit dalk 'n kleiner mieliebom aan, maar ek kom nog steeds op my kol waar die vis is. En soos julle kan sien, die vis het nou al 'n bietjie begin beter raak en ons is dankbaar op. My 6de karp of my 5de een en ek het een babertjie gevang. Die wind het nou lekker opgekom, die visse begin aktief eet. Ja, en ons het 'n plannetjie vir hulle. So ja, ons geniet dit. Hierdie stokkie gegooi met 'n V7 so op 150 met mure. Dit Valdam seisoen het nou gedraai, so mens het altyd daai kans gevat vir alles die kompeterende dinge want jy weet nooit wanneer daai babertjies aan die byt nie, so met die kans gevat. Die tweede een is nou op pad, so as dit een is, kom ons kyk maar eers. Maar ja. Weer 'n viskoppie gegooi nadat ek my baber gevang het. Jy weet net wat ek is so bly die seisoen uitgedraai want ek is baie lief vir baberhengel. En jy weet in die winter is dit maar moeilik om hulle te vang. Maar hier met die draai van die seisoen, weet jy die babertjies is honger. So ek gooi hierdie stok ook nie baie ver nie. Ek gooi hom seker so op 70 meter. Weet jy wat hierdie babertjies is regtig aan. Hierdie stok het nie eers 5 minute gelê nie toe buite weet.